Baie julle welkom by Vaskap. Ons hengel vandag bietjie by Rietvlei Dam, net buitekant Pretoria. Nou, ons was nie lank terug hier gewees nie. En toe het ons 'n wintersessie gedoen. En dit is nou so 'n lekker half amper somer, laat in die lengte. En Rietvlei Dam was op 'n stadium baie leeg gewees en nou het hy weer opgekom, hy's lekker vol. Ek moet sê ek was nogal verbaas toe ek hier kom vanoggend en ek sien hy's vol. En ons gaan kyk of ons vandag 'n paar visies vang. Maar ook 'n gedeelte in die program gaan ons bietjie toewy aan hoe om te gooi. Want daar's baie mense daar buite wat sukkel om vis te vang en die enigste rede hoekom hulle sukkel is omdat hulle nie kan ingooi nie. So ons gaan vir julle so 'n bietjie daardeur vat. Julle 'n bietjie wys hoe werk dit, so stap vir stap verduideliking gee. My stokke is opgeaas. Ek gaan gou my moeties opsit, stokke in die water kry. 'n Visie vang en vandag so 'n lekker mislike dag. Hier's 'n koufront wat inkom. So wanneer kom die koufronte? Elke keer as ons wil Vaskap skiet. So ons is al gewoond daaraan. En dan laat ek die stokke inkry. Laat ons kyk of ons 'n visie vang en dan gaan ons later 'n bietjie lekker gooi. Kom hengel lekker saam met ons. Wanneer 'n ou op so 'n dag hengel wanneer die weer nie lekker is nie, is dit baie belangrik om aas in die water te sit waarmee jy vertroud is. En dit hoef nie altyd die aas te wees wat in die dam die beste werk nie, maar dit moet die aas wees wat jy die beste kans gaan gee om 'n vis te vang. Nou, meeste mense ken my as ou chop chop. En ek kies om vandag met die chop chop te hengel. Ek gaan net so klein bietjie chop chop op die bolspuit. Saam met dit gaan ek 'n klein bietjie Julia sit want die duiwelsdrek en die chop chop is altyd, die pineappel is altyd iets wat goed vir my werk in hierdie weeromstandighede. Maak nie saak waar ek in die land gaan nie. As dit in die Valdam was en ek het hierdie weer gehad vandag, het ek dit gegooi. Bloemhof, die hele Vaalrivierstelsel, Grootdraai, sal ek dit gegooi het. So iets waarna ek verskriklik baie vertrou het. Ek noem dit my onweer kombinasie. Kom ons sit hom op. En dan saam met dit gaan ek bietjie Julias opsit. Waar daai lekker sterk duiwelsdrek is met lekker baie fluoresien. Ek gaan hom so opsit en dan vryf ek hom net so 'n bietjie so plat. Daar is hy. Op my onderste hoekie het ek net 'n gewone raptor floutie met 'n wit deegie agter. En daai raptor flout werk in Rietvlei Dam verskriklik goed. Karpe, geelvisse, enigiets hier eet hom. Ek hengel net met een hoekie, want hier waar ons sit is al 'n bietjie klipperigheid en ek wil nie die vis verloor as die ander hoekie dalk vashak nie. Ons twee sulke groen deure waarvoor ek gaan gooi. Die wind kom bietjie van regs af, so ek gaan bietjie regs mik. Daai eerste stok so 'n bietjie verder gegooi as wat ek wou. Die tweede enetjie gaan ek nie heeltemal so ver gooi nie. Wat ek hier gaan opsit is een van ons nuwe dippies, Bloemhof 21. Nou dit is Raptor en Jinx wat gemeng is, sommer saam in 'n bottel. Omdat ek dit so baie saam hengel, het dit net vir my sin gemaak om dit so te maak. En ek het hom die Bloemhof naam gegee omdat hy so goed werk daar. Ons sit hom op. Hy's lekker dikkerig. Hy bly lekker lank op die bol. En ek hou daarvan om hom net so op die bol te smeer. Saam met dit gaan ek bietjie karamel extreme gooi. Verskriklik baie fluoresien in hierdie karamel. Baie soet. En iets wat in Rietvlei Dam regtig goed werk. Jy kan karamel extreme saam met enige iets gooi. En ek hou daarvan om hom so lekker te smeer op die bol. Ek gaan sommer my vinger gebruik. Ek is mos nou nie bang vir dit nie. Asai, net so gaan ons hom insit. Al wat ek hierso op het is weer net een hoekie. SWG floutie, daai Sweet White Garlic flout met 'n wit deegie agter en dan daai Bloemhof 21 en die Caramel Extreme. Kom ons kry hom in die water en ons kyk hoe lank vat dit vir hom om te byt. Ek gaan hom op so 110 meter gooi, nie te ver nie. Laat ons kyk of laat ons twee afstande dek en nie net alles daar binne gooi nie.
Hey, dam jou lekker ding. Dis daai diep stok. Oeh, chop chop jou lekker ding. Sy. Hier is 'n mooi vis. Nou is ek bly ek het net een hoekie aangesit. Die stok het seker so 20, 25 minute gelede dalk maksimum. En hy wil nog lyn vat. So 'n bietjie losmaak hier so. Sy. Draai hy nou om. Niks lekkerder as om op 'n mislike dag vis te vang nie. Dit is 'n baie groter vis as wat ek gedink dit is. En ek moet sê hierdie 5 pond lyn maak dit nie maklik nie. Ek het vasgehaak hier voor. En het gevoel of my lyn in die klippe ingegaan het. En nou moet ek ekstra versigtig wees, want ek weet nie of die lyn seer gekry het of nie. So ek speel hom al baie mooi. My mieliebom het nog nie eens geblus nie. Hy bly ook aan en hy maak dit ook moeilik. Maar hy kom nou nader. So hopelik gaan ons hom nou in die net sit vir julle. Dan gaan hy weer. Lekker. Wanneer jy hierdie groot visse speel, veral op pap gooi, vat jou tyd. Dis tog waaroor dit gaan. Ou wil dit geniet. En veral hier onder die stok se punt, moenie haastig raak met hom nie. Dis waar meeste mense hulle groot visse verloor. En nou die stok se punt laag. Moenie sy kop uit die water uittrek nie. En in skoon water soos hierdie probeer so stil as moontlik staan. Is my leader. Nou moet ons net hoop ons kan hom hier na my te kry en dan met my beweging ook so min as moontlik wees. Dit is lekker om senuweeagtig te raak as jy 'n vis vang. Ek het dit lanklaas gehad. Kom. Daar gaat hy. Okay, kyk 'n bietjie hierso. Ons eerste rietvleikarp in ons vaskap episode, ons lengte episode soos ons sê. Hierdie ene daai Julius en die chop opgetel met die raptor float en die wit deegie agter. Man, wat 'n vis. Ek gaan hom nie dadelik terugsit nie. Ek gaan net gou 'n foto of 2 neem. En dan gaan ons hierdie ouetjie terugsit. Maar wat 'n vis. Pragtig. En ek dink amper ek het hom langer beklei as wat my stok in die water was. Ons het ons fotootjies is klaar geneem. Ons kry hierdie pragtige vis terug. Ons hy. My linkerkant se stok is reg om weer terug te gaan. Presies dieselfde kombinasies, daai ligte geel. Dis die chop op die mieliebom. Daai donker is die Julius, dis daai lekker sterk duiwelstrek. En dan op die hoekie weer daai raptor floutie met die wit deegie. Ek gaan hom weer bietjie verder gooi as die ander enetjie. Dit lyk my tog daai dieper stokke gaan werk. Die water is verskriklik diep hier voor ons. En ek sê as dit een keer daar gewerk het, dan moet dit weer daar werk. So kom ons kyk, dalk vang ons nog so groot vis. Okay, daai 2 groen deure is my merk. Omtrent 135 meter. Dis waar die vorige ene geval het. Op sy kop. Terwyl ons wag vir ons volgende visie om te byt, gaan ek vir julle so 'n bietjie demonstreer en bietjie meer vertel oor baie gemaklike gooi tegniek. Daar's baie mense daar buite wat vir ons vra, wys bietjie vir ons hoe kan mens makliker verder gooi en wat kan ek doen om my gooi te verbeter? En ons maar altyd 'n paar basiese foute wat die mense maak wanneer hulle begin hengel en as hulle nie van die begin af reg geleer word nie. Nou, ek gaan so deur 'n
paar van die goedjies gaan en vir julle net 'n paar goedjies wys voordat ons eers 'n gooi gaan maak wat mense gewoonlik fout maak. Nou, een van die eerste foute wat mense gewoonlik maak is by jou regterhand se posisie of die hand by die katrol se posisie. Nou dit is vir baie mense wat regshandig is, ons is die sterkste met ons regterhand en dan vat ons hier by die katrol vas. Dis ook die hand wat die beheer toepas. Maar ek gaan nou daarby kom, dis nie regtig jou kraghand nie, jou linkerhand gaan jou kraghand wees, want hy vat op die onderkant van die stok. Maar kom ons begin by die begin. Dit is baie belangrik om tussen jou ringvinger en jou middelvinger die stoks, die so te vat soos wat ek nou vat. So die stam van die katrol kom tussen jou ringvinger en jou middelvinger om en dan moet jy om die stok vat. Okay? Let wel op my duimposisie, my duim is nie bo op die stok nie, my duim is om die stok. Dan al wat ons van hier af gaan doen, ons gaan van hier af daai vinger reguit maak en die lyn haak. En waar haak ek daardie lyn? Ek haak daai lyn net agter die middel van my voorste lid. Ek sit hom nie op die punt nie, want wanneer ek daai vinger gaan oopmaak, dan gaan ek hom, ek wil net hier toe maak, dan gaan ek hom fisies oopmaak en ek gaan die lyn laat gaan. As jy hom net so op die punt hengel, dan of met hom net so gooi, dan gaan hy baie keer, dan kan hy uitgly. Maar as jy hom daar lekker net agter die middel hak, dan is daar nie 'n manier dat hy kan uitgly nie. En dis dan soos wat die Engelsman sê, 'n conscious besluit vir jou om die lyn te laat gaan wanneer jy gooi. Nou sê baie mense, ja, maar hy gaan my sny. Nee, hy gaan jou nie sny nie. Al wanneer hierdie lyn jou kan sny, is wanneer jou spoel fisies los is. Wanneer jy nie hom oordentlik vasgedraai het, en as jy gooi, dan beweeg hy daai bietjie, en dan sny hy jou. Want die lyn gaan onderdruk oor jou vinger. So maak seker, hy's vas, laat hy nie vir jou kan sny nie. En as jy nie van die gevoel hou wat die lyn maak as hy van jou vinger afkom nie, kry vir jou gooi vinger, of vat sommer een van hierdie handskoene wat wat julle skottelgoed mee was, daai geel is, knip daai vingers almal af, dis baie goedkoop, en jy trek daai ding oor jou vinger, en jy het 'n lekker gooi vinger, en dan weet jy gaan jou nooit kan sny nie, jy het lekker gevoel, jy kan sommer voel wanneer die lyn trek, en jy weet wanneer om te los. Dit werk, dis iets goedkoops wat regtig goed werk. Ok, ons het die handposisie, ons het die vingerposisie. Baie mense sit hulle duim hier bo op die stok. Ok, nee. Daar moet jou duim wees. Ok, so die probleem is, as jou duim hier op die stok is, dan gaan jy nie kan baie akkuraat gooi nie. Veral as jy begin hard gooi, en jy verloor ook baie krag. Wanneer jy kan nie hierdie vinger oopmaak om die lyn te laat gaan sonder om druk van hierdie duim af te haal nie. So sit van die begin af jou duim om die stok en moet nooit hierdie hier vasdruk nie. Ok, daai vinger moet so lekker gekrul wees en wanneer jy die katrol armpie oopmaak, dan moet hy die gewig van die bol of van die sinker hou hom daar, laat hy daar in plek gaan bly. Die lyn gaan nie afspring nie en van daar af, al wat jy van daar af doen, jy gaan hom van daar af oopmaak en jy kan gooi. So, dit is baie belangrik. Ek hardloop gou weer deur dit, tussen die middelvinger en die ringvinger, vat die stok vas, al wat jy doen, maak daai vinger reguit, haak die lyn en maak die katrolarm oop. Nou is ons al op 'n plek waar ons kan gooi. As hierdie in plek is, gaan jy alreeds beter gooi. Dit vat 'n bietjie om gewoon te raak, veral vir mense wat die vingers bo op die stok sit, maar konsentreer asseblief daarop dat jy jou vinger om die stok sit. Mamma, as pappa heeltyd oor jou gooi, sy vingertjies bo op die stok, vat die paplepel en slat hom net daar op die kneukel, laat hy luister. Ok, dit werk regtig baie goed. As jy die oomblik as jy hierso sit, jy het baie meer krag en onthou, die hand by die katrol in hierdie geval nou my regterhand is my rigtinghand, dis nie my kraghand nie. Kom ek gaan vir julle verder verduidelik wat die volgende stappe gaan wees. Voordat ons nou oorgaan na die ander hand toe en die belangrikheid van die ander hand, is daar net een ding wat ons sommer dadelik moet uitsorteer.
En dit is die lengte van jou drop. Nou wat is jou drop? Jou drop is hoe lank jou lyn van die punt van die stok af moet wees tot waar die fisiese mieliebol hang. Nou ek het nou nie 'n mieliebol aan nie, ek het hier so 'n ding aan wat ons koolgooi en vergooi mee doen. En is 'n baie lekker oefen ding om mee te gooi. So ek probeer altyd as ek met 'n 2 stuk stok hengel, maak nie saak wat se lengte hy is nie, probeer ek altyd laat die mieliebol of my aas tussen die onderste oogie, die heel onderste oogie, die oogie die naaste aan my en die volgende ene is. En die onderste een is gewoonlik net hier by die las van die stok. So as jy tussen hierdie twee is, dan is hy lekker lank. As jy hom agtertoe laat sak en hy raak die grond, maak hom net daai bietjie korter of sak net bietjie stadiger en maak net seker dat hy nie die grond tref nie. Maar as hy daai lengte is, dan kry jy ou gewoonlik laat die lyn werk, die lyn rek 'n bietjie, die stok werk, hy buig 'n bietjie en jy gooi baie makliker en dis net baie meer gemaklik om so te gooi as wat dit is om met 'n baie kort drop te gooi soos wat ons sê. Kom ons gaan oor na die ander hand toe, dan wys ek vir julle die belangrikheid van die linkerhand wat ons die kraghand. Ek gaan oorgaan na die linkerhand toe. By my regterhand is alles reeds in plek. Om die stok, duim om die stok, lyn gehaak met die vinger, bylarm oop. Wat nou belangrik is, ons vat die linkerhand op die punt van die stok en vat ook die stok vas. Moenie jou duim op die stok sit nie, sit jou duim om die stok vir presies dieselfde rede. Wanneer jou duim daar is, gaan jy nie reguit gooi nie. Jy het ook nie al die krag nie, vat hom vas. As jy daar het jy al die krag en jy het al die beheer. Wat nou van hier af belangrik is om te onthou wanneer ons gooi, is ons linkerhand die kraghand, want op hefboomkrag kan jy die meeste krag hier genereer. Hierdie is net 'n rigtinghand, hy moet net in 'n rigting gaan. En wat ons baie keer doen, ons kies 'n teiken aan die ander kant van die dam. Daar's nou so 'n klein blou dakkie daar waarvoor ek sal gooi en dan is dit baie belangrik vir die manne wat in die weermag was en die vroue wat in die weermag was en die seuns wat nie wil gaan nie. Hierdie is 'n marseerarm. Okay, so druk jou arm reguit uit, vat die stok, sit hom in daai arm. Met ander woorde, hierdie arm is nou heeltemal reguit. Hy's nie daar nie. Hy moet reguit wees. Hy moet daar so wees. En al wat jy nou van hier af doen, druk jou ander arm ook reguit. So nou hier maak ons 'n lekker driehoek. Okay, so al wat ons nou van hier af gaan doen, dan gebruik ek hierdie gedeelte van die stok om op te lyn met my regteroog, want ek gooi regs, die ouens wat links doen dit met die linkeroog. Daar's 'n klein dakkie daar aan die ander kant. So al wat ek nou van hier af gaan doen, ek sit al my gewig op my voorvoet en nou gaan ek stadig agteruit. Al wat ek doen, ek hou my arms reguit. Net tot hier, dis net tot daar waar ek gaan. En dan van hier af, soos wat ek opgekom het, soos wat ek nou van hier af stadig agtertoe gegaan het. Alles is reguit. Soos wat ek opkom, gaan my gewig van my voorvoet af na my agtervoet toe en as ek hier op my verste punt is, al wat ek nou gaan doen, nou gaan ek by voorvoet optel, my linkervoet optel, ek trap in die rigting van my teiken en ek trek met my linkerhand en ek druk met my regterhand reguit op die teiken. As jy reguit agteruit gaan en jy kom reguit vorentoe, moet jy reguit gooi. As jy sukkel hiermee, kry iemand wat gewoonlik saam met jou hengel, laat hulle reg agter jou staan, vat jou selfoon, maak vir jou 'n videoetjie. Maak 'n videoetjie van die kant af, van die kant af, van agteraf en kyk wat jy fout doen. Dis so eenvoudig soos dit. Wanneer jy jouself sien, dan sien jy sê maar ek het gedink ek kom reguit agtertoe, maar ek kom nie reguit agtertoe nie. So ek gaan 'n sagte gooitjie vat en julle net gou weer daardeur praat. So my regterhand in plek, my linkerhand in plek, gewig is op my linkervoet. So al wat ek nou van hier af gaan doen, ek gaan stadig agtertoe, gewig agtertoe, linkervoet op, trek met die linkerhand, druk met die regterhand en met daai sagte gooi wat ek nou gegooi het ek 85 na 90 meter ver gegooi. Jy hoef nie hard te gooi om ver te gooi nie. Alles is net tegniek. Begin deur net saggies te gooi, deur net die lyn te voel en deur die ritme te gaan. En jy gaan gou agterkom. Jy sê maar ewe skielik buig my stok, ewe skielik gooi ek nie meer skeef nie. Ewe skielik gooi ek daar waar ek mik, want mense sê net ja, ek kan nie reguit gooi nou. Vra ek vir hulle, mik jy? Dan sê hy, nee, hoe doen mense dit? Nou weet jy om te mik, jy gebruik
die stok, want die stok kom reguit agtertoe en hy gaan reguit vorentoe en dan moet jy reguit gooi. Ek gaan gou dit weer 'n keer doen. Deur die hele ding praat ek weer is 'n mond vol. Gelukkig kan jy hierdie program oor en oor en oor kyk. OK, kom ons doen dit weer 'n keer. Regterhand tussen die ringvinger en die middelvinger, vat die stok vas. Linkerhand hak die lyn, maak die bylarm oop. Marseerarm vir die manne wat nog nie in die army was nie. Dis waar ons hom sit. Druk die regterarm ook reguit. Dan staan ons lekker vooroor. Gewig is op die voorvoet en soos wat ons agtertoe gaan, skuif ons die gewig na die agtervoet toe tot omtrent my regterarm reg oor my oor is. En dan van hier af tel jy jou linkervoet op. Jy kom, jy trek met jou linkerarm, jy druk met jou regterarm op jou teiken en hy val presies daar waar ek gemik het. Dit is so maklik soos dit. Sagte gooi, maklik 90 meter nou getrek. En hoe sê ons hier op vaskap as dit vir my werk? Dan gaan dit definitief vir julle werk. Onthou net, Bruce Fordyce, waar die Comrades al hoeveel keer gewen het, is nie met 'n paar tekkies gebore nie. Hy het geoefen om te kom waar hy is. Naas Botha kan 'n bal onsaglik ver geskop het. Hy is nie met 'n stel tokse gebore nie, hy het geoefen. Met hengel is dit presies dieselfde. Mense sê ja, maar jy's met 'n visstok in jou hand gebore. Nee, ek is nie. Ek het die dokter gevra. Hy het gesê dit was nie so nie. So dit is net oefening. Practice makes perfect. Gaan oefen dit. Dis iets wat jy wel moet dit nie in die voorhuis doen nie, want jy gaan iets stikkend gooi. Maar as jy dam toe gaan doen dit daar en jy gaan sien. Hoe meer jy oefen, hoe makliker raak dit. Dit is iets wat vir my, dis soos bestuur. In die begin het ons almal gesukkel om te bestuur. En hoe meer jy gebestuur het, hoe makliker dit geraak. En vandag klim jy in die kar, jy dink nie eens wat jy doen nie. En as jy sien, as jy by jou bestemming en jy het gebestuur. Met gooi is dit presies dieselfde. Hoe meer jy oefen, hoe makliker gaan dit raak. Hoe meer gaan jy op 'n kol gooi, hoe meer vis gaan jy vang en hoe lekkerder gaan die hengel raak. So, kyk hierdie goed oor en oor. En gaan oefen dit as jy by die dam kom. Gooi jou stokkie een kant in. Begin met 'n kort stokkie. Oefen met 'n kort stokkie, dan vat jy dit na jou langer stokke toe. Dis die maklikste manier. Een baie belangrike ding as jy oefen om in te gooi, maak seker dat wanneer jou sinker of jou oefenballetjie waarmee jy gooi, as hy voor is, vat net die lyn vas en sit net die lyn so bietjie onder druk. En hou maar net bietjie spanning op die lyn voordat hy nie te slap oprol nie. Ek hou daarvan partymal om hom bietjie vas te hou. Soms so tussen die duim en die wysvinger, net om seker te maak die lyn rol lekker styf op. Vir wanneer ek weer gooi, laat hy nie 'n koek of 'n bunch maak nie. Ek het nou vir julle gewys die basiese tegniek om te kan begin ingooi. Nou vir die ouens wat al bietjie dit gemeester het en wat nie sukkel om te gooi nie, is daar baie ouens wat vir my vra, hoe gooi jy heeltyd op dieselfde plek? Nou daar's 'n paar maniere om dit te doen. Ek gaan vir julle die maklikste manier wys. En dit is eenvoudig om die line clip op jou katrol te gebruik, om jou lyn in te haak. So ek gaan 'n gooitjie maak en dan gaan ek die lyn inhak. Ek gaan julle wys hoe dit werk. So wanneer jy gewoonlik meet ons die afstande uit. Ons sal dit op 'n later stadium vir julle mooi verduidelik hoe dit werk. In die begin kan jy maar skat, veral as jy nie kompeterend hengel nie. So ek gaan hierdie stok omtrent op so 50 meter gooi. Daar gooi ek hom nou. Nou voordat jy jou lyn styf maak en jou polisman aansit, vat jou lyn en trek hom onder jou line clip in, net soos wat hy daar is. OK, hierdie noem ons jou line clip. Wanneer jy jou katrolle stoor, dan haak jy gewoonlik jou lyn daarin, laat die lyn nie alles afspring terwyl hy daar in jou viskas lê nie. Nou, wat jy nou gaan doen, nou kan jy jou lyn styf trek, saggies styf trek, jou polisman aansit en nou kan jy wag vir daai eerste byt. Nou vang jy die eerste visie. Baie mense sê, "Joe, maar wat gebeur nou as hy teen die line clip vashardloop?" Is baie maklik. Ek laat die vis opdra en swem. Ek gebruik my buiteranner drek. Ek stel my buiteranner bietjie stywer
En julle het nou gesien hoe min het ek nou opgekontrol. So ek gaan hom nou losmaak. En dan my buiteranner is nou aan. Nou gaan ek net vir julle wys daai klein bietjie wat ek opgetel het. Om nog losser maak. Treklyn, treklyn, treklyn. Daar is hy nou eers teen die line klip vas. OK. So dit is redelik baie lyn. Ek gaan hom heeltemal losmaak. Dan gaan ek net gou agteruit stap en vir julle wys hoe ver is dit. So, hy's nou baie los daarvoor. Hey man, kom nou. Daar hak hy nou eers. OK. So nou vang jy die visie, jy speel hom uit, jou lyn is nog steeds ingehaak. En jou afstand is al reeds bepaal vir jou volgende gooi, om heeltyd op dieselfde kool te gooi. Jy skep jou visie, jy sit hom in die net, of jy neem 'n foto as jy sosiale hengel, sit hom dadelik terug, gee hom 'n swentjie, sit hom terug. Jy het opgeaas, nou is jy reg om weer te gooi. Hier is die tegniek. Jy het mos nou 'n merk op die ander kant van die dam, jou afstand is klaar bepaal. Al wat jy nou moet doen as jy naby hengel, moenie jou arms afgooi nie. Gooi net lekker lug hier, so omtrent 50 meter, trek hom terug, gooi hom, bring jou stok bietjie terug, daar kyk. Oeps, ek sit hom saggies neer. Ek trol weer 'n bietjie op. En ek lê presies op dieselfde plek. Oeps, daar byt my vis, ek herhaal die proses. 1 bol word 2 bolle, 2 bolle word 3, 3 word 4, soos wat die voer agterbly kom maar meer en meer vis. En op die einde van die dag kan jy ook 50 vis op 'n dag in 'n 8 uur sessie vang sonder moeite. So dit is 'n baie eenvoudige manier. Vir die mense wat bang is, hy gaan jou lyn breek. Dit het nog nooit met my gebeur nie. En ek hengel baie kompeterend. En ek het al selfs in Bloemhof dit op kamera gedoen, waar ek gesê het, nou los ek hierdie ding tot hy teen die line klip vas hardloop. Dan hardloop daai 3-4 kg karp teen die line klip vas. En dan tel ek hom op na 'n paar minute. Hy trek, so dan word die lyn pap. Tel ek hom op, dan haal ek die vis uit. Dan sy gevang. Ek gaan nou wel nie dit op 20 meter probeer doen nie, want dan gaan jy moeilikheid optel. En as jy 'n barber gaan optel op jou karpstok, kan hy jou lyn afhardloop. Ek sê nie dit kan nie gebeur nie, maar dit het nog nooit met my gebeur nie. Maar die rede hoekom dit met my gebeur nie, ek gebruik my buiteranner drek. So ek stel hom bietjie stywer, ek laat hy vis bietjie trek voordat hy net kan lyn vat. En dan gewoonlik voordat hy by die line klip kom, dan het hy al gestop. Moenie jou buiteranner drek te los maak nie. Die klein bietjie spanning wat jy op hom sit, maak ook dat wanneer die vis lyn wil vat, hy moet nie net kan trek nie, hy moet daar 'n bietjie werk om te trek, maar as hy wil lyn vat, as hy met jou katrol wil loop, as jy nie by is nie, of as jy nie sien nie, dan moet die styfheid van jou buiteranner drek, moet die vis fisies haak. So as hy geloop het met my katrol, tel ek het my stok op, en ek speel hom rustig uit, want my katrol het die werk vir my gedoen, hy het hom vir my gevang toe ek nie daar was nie. Dit is 'n baie eenvoudige tegniek, ek gaan gou nog een keer daardeur hardloop. Wat baie belangrik is, as jy gegooi het, bring die stok terug, en as hy hak op die line clip, sit hom saggies vorentoe neer, vat hom saggies vorentoe, en probeer so sag as moontlik hengel. Dis iets wat ons baie suksesvol in die Vaaldam doen, en jy kan maklik 100 plus vis vang op 'n dag as die moddervis regtig byt. So wat ek gaan doen, my tegniek is reg, alles is reg, ek mik vir my kolletjie daar, en wat ek nou gaan doen, ek gooi hom, kyk hierso, hy gaan nou hak, daar hak hy, sit hom saggies neer, en al wat ek doen, ek vat net daai bietjie slek, vat ek nou net bietjie op, en ek lê weer presies in my voer, daar waar ek die vorige 2 visies gevang het, poeps, nog 'n visie, nog 'n visie, nog 'n visie, en voor jy weet, 12 uur is jy moeg, dan wil jy braai, en dan het jy genoeg vis gevang vir die dag. Probeer dit gerus, dit werk vir my, ek glo dit gaan vir julle ook werk, dis 'n tegniek wat 99% van die oeverhengelaars daar buite doen, met groot sukses, en vir die mense wat nie van die tegniek hou nie, bepaal jou afstand, vat 'n permanent marker, merk jou lyn, en elke keer as daai lyn uitgaan, druk hom net vas. Maar dit sal ek vir julle op 'n later stadium wys. Vir die ouetjies wat sukkel en hierdie 'n go wil gee, probeer dit gerus. Ons vang regtig baie vis deur dit te doen.
Julle, ons het aan die einde van ons program gekom. Hier's 'n weer wat besig is om in te skuif en natreën is nou nie my sterkpunt nie. Ons het nou ongelukkig net daai een mooi vis gevang. Rietvlei was bietjie stief met ons, maar ons het darm vir julle 'n lekker gooi tegniek geleer. Gaan probeer dit gerus. Dit werk vir ons, dit gaan definitief vir julle werk. Ons gaan julle binnekort weer sien. Maak bietjie draai op ons Vaskap se Facebookblad. Hy sê Vaskap amptelike blad en laat weet vir ons daar waar julle wil hê ons moet gaan visvang en wat julle wil hê ons moet vir julle wys. Byvoorbeeld soos die gooi tegnieke of stroppies of iets in daai lyn. Sê vir ons wys julle alles. Dit is so maklik soos dit. Maak ook 'n draai op mytv.co.za. As jy nog nie geregistreer het om Vaskap te sien nie, vertel asseblief vir julle vriende en familie hiervan. Dit is so maklik. Jy gaan op mytv.co.za gaan registreer daar. Ons saai uit op die StarSat dekodeerder op my TV, dis die Afrikaanse kanaal daar. En dan stream ons ook ons programme. Nou as jy op mytv.co.za gaan registreer, dan kan jy daar registreer om die programme te sien. Daar's oor die 500 ou programme waarna jy kan kyk. As jy na die nuus wil kyk, is daar 'n fooi betrokke. Dit kos R30 per maand vir 2 programme. En so vroeg in die nuwe jaar gaan ons oorskuif na 3 programme toe en kort daarna gaan ons oorskuif na 4 programme toe, maar die goeie nuus is gaan jou net R30 'n maand kos. Vertel asseblief vir julle vriende en familie daarvan. Ons gebruik daai kostes om die programme te subsidieer om meer en meer en meer vir julle te doen. So as julle vir ons laat weet waar julle wil gaan hengel en julle registreer, dan gaan ons saam met julle daai hengel en dan gaan ons lekker kykgenot vir julle kan gee. Ons sien julle volgende keer en dan vang ons 'n sak vol vis. In die son gaan staan sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind. Dis by die huis my kind, dis net ek en die sonskyn langs die water. Vandag gaan ek visvang. Ek los my foon by die huis en as iemand my soek, sê ek's nie thuis. Maar net 2 dae is ek terug en die ou lewe is weer op sy rug. Die vis